Baie welkom by vanaand se program Fokus. Ek is Pieter Kloete, my gaste vanaand in die ateljee het ons vir Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling. Jaco, lekker om jou hier by ons te hê in die ateljee. Ja, dankie Pieter. Baie lekker om hier te wees saam met julle te kuier vanaand. Ja. En Prof Koos, is lekker om u ook weer vir 'n slag hier by ons te hê. Ja, En ek sien goeienaand uit Pieter. na Prof se Goeienaand, insaag. Jaco. Goeienaand luisteraars. Ja, aangenaam om hier te wees. Ons gaan 'n bietjie vanaand gesels oor 'n hele paar dinge wat in die wêreld en in Suid-Afrika aangaan. Maar ek wil begin tog, ek dink dit is die grootste nuus sover nog steeds is Iran en die VSA. Hulle het nou die naweek in Islamabad en Pakistan bymekaar gekom om te probeer beding op 'n ooreenkoms, maar dit het ongelukkig geval. Jaco, wat is die nuutste? Ja, die onderhandelinge in Islamabad wat soos jy sê misluk het, maar ek wil vir jou sê as ek luister vanmiddag na die Pakistanis in Shahbaz Sharif, jy weet wat 'n indrukwekkende Pakistaanse leier is, as ek kyk hoe hy hierdie ouens bymekaar gebring het en uiteindelik hierdie gesprekke in Islamabad moontlik gemaak het. Hy het vanmiddag nog weer gesê gesprekke gaan voort. Daar's nog nie 'n formele tweede ronde geskeduleer nie, maar hy fasiliteer en hy is steeds oortuig dat hy 'n vredesooreenkoms tussen die partye kan bemiddel. Dis goeie nuus. Interessant wat ook vanmiddag uitgekom het is dat die Amerikaners eintlik redelik probeer het om toegeeflik te wees, wat ook al die regte woord nou sou wees in die sin, ek probeer nou dink, maar eintlik rondom daardie een uitstaande punt, Iran se kernprogram, die hele vraag daaroor. Want dit was nooit presies duidelik tot op watter punt is nou onderhandel voordat die onderhandelings afgebreek het nie. Was dit ek dink die wêreld het aangeneem, ons het aangeneem die Amerikaners se eis is 'n volledige volwaardige beëindiging van enige kernprogram. Die Amerikaners laaste aanbod in hierdie onderhandelinge was geen Iran verryking vir 20 jaar nie. So dit was eintlik waar die onderhandelinge was na die meer as 20 uur wat daar onderhandel is. Dit sê eintlik vir 'n mens hier is nog 'n vloeibaarheid opgebou en wat ons nou sien is Iran wat speel vir tyd. Dit was Iran se strategie in weke gewees, né? So Iran kan so 'n bietjie terugsit en kyk wat gebeur, want oliepryse bly hoog, en dan bly die internasionale ekonomiese druk daar. Iran hoef nie groot dinge op hierdie stadium te doen om 'n volgende stap moontlik te maak nie. En die Amerikaners is eintlik geforseer om daardie volgende stap te neem. En dit was dan nou die besluit om Iran se hawens te blokkeer met die Amerikaanse vloot. En dit het vanmiddag 4:00 Suid-Afrikaanse tyd ingetree. En ek het nou in die afgelope ure wat verneem dat daai blokkade is in werking. Dit beteken geen skip kan in of uit nie. Daar was 'n bietjie vrae oor prakties wat wil hulle doen, maar die interessante is geen skip kan in of uit Iranese hawe op hierdie stadium nie. Nie net Iranese skepe nie, enige ander skepe ook nie. Dit beteken dis nie net Iran se olie en gas uitvoere wat tans heeltemal geblokkeer word nie, maar enige invoere of uitvoere wat heeltemal geblokkeer word. Nou, die Amerikaanse vloot is sterk. Hulle beskik oor die vermoë om dit te doen. Hulle kan dit doen. Hulle kan dit duidelik afforceer. Die vraag is hoe lank en wat is jou volgende doel? Is die doel om Iran dis sodanig van handel af te sny dat jy hulle eintlik terugdwing na die onderhandelingstafel, of het jy 'n doel rondom die seestraat van Hormuz wat eintlik op sigself 'n ander doelwit sou wees? Dit mag wees dat Amerika sê goed, ons blokkeer Iran se hawens en ons gaan intussen probeer om die seestraat skoon te maak van seemyne, probeer om 'n seeweg oop te maak deur daai seestraat waar die skepe veilig kan beweeg, sodat ons ander lande ook kan oortuig om betrokke te raak by die beveiliging van die seestraat. En dan maak dit nou eintlik nie saak wat doen die Iranese volgende nie. Die belangrikste is ons wil hê skepe moet daardeur beweeg. Ek dink wel daar is 'n strategie vir nou om die Iranese onder ekonomiese druk te plaas. Want tydens die oorlog, so erg soos wat die oorlog was, het Iran steeds olie en gas uitgevoer. Baie olie en gas uitgevoer deur hulle hawens in die seestraat, maar ook in die see van Oman, verder oos. So my vermoede is die Amerikaners wil deur hierdie stap vandag maar druk plaas op Iran sodat daar dan 'n tweede ronde van formele onderhandelinge kan plaasvind. Kyk, die interessante vir my is wel dat nie een van die twee partye dit uitgeskakel het nie. Nie een van die twee partye was tot nou toe ongenee
oor die idee van 'n tweede ronde van formele onderhandelinge nie. So daar's nie daardie soort van harde, die ouens het nie uitgestap Saterdag en gesê wel klaar hiermee, jy weet, ons gaan nie weer met mekaar praat nie, is belaglik en so aan, jy weet. Albei partye, sowel as die Pakistanis, het ruimte gelaat vir nog 'n ronde van onderhandelinge. So ek dink is moontlik. Ek dink jy gaan skuwe sien, strategiese skuwe sien, soos dit wat Amerika vandag gedoen het. En dan gaan dit waarskynlik afstuur op 'n volgende ronde van onderhandelinge. Ja, ek weet dat CNN en Sky News het ook berig beide dat so teen die einde van die onderhandelinge was dit eintlik was hulle bietjie meer vriendeliker. Beide kante met mekaar gewees. So ons moet dit nie afskiet nie. Prof Koos? Ja, ek dink Iran moet maar baie lig loop vir hulle vriendelikheid. Hulle kan dalk met hulle lewens daarvoor betaal, want na die vorige onderhandelings voor die oorlog begin het op 28 Februarie, was hulle ook nog besig om te onderhandel, maar dit daar gelaat. Ek dink die woord waarvoor jy gesoek het is tegemoetkomend. Tegemoetkomend. Dit is presies die woord. Kyk, Pakistan het natuurlik 'n belang daarbey om te bemiddel. Dit is goed vir Pakistani reputasie. En tegelykertyd het hulle natuurlik ook 'n belang daarbey vir soverre as wat hulle grens aan die seestraat, nie aan die seestraat nie, aan die Persiese Golf. Dan is dit natuurlik so, dis 'n vlak van bespiegeling, dat hulle handhaaf baie noue betrekkinge met China. En ek glo dat in die agtergrond is die Chinese belang waarskynlik ook indirek geartikuleer deur die Pakistanis. Vir soverre as wat China ten minste, soos ons almal weet, eintlik ernstige skade ly as gevolg van enige onderbreking of vermindering aan olietoevoer. Nou, wat betref die huidige Amerikaanse optrede, is dit natuurlik 'n tweesnydende swaard. Dit plaas druk op Iran, maar dit plaas tegelykertyd ook druk op die golfstate wat veronderstel is om die VSA se bondgenote te wees. En dan plaas dit druk op almal wat op een of ander wyse, en dit sluit ook aan Europese state ensovoorts, wat afhanklik is van of ten minste ten dele afhanklik is van olie uit daai geweste. En dan is dit natuurlik tot die nadeel van die wêreldekonomie, om dit nou maar die algemene abstrakte woord te gebruik, vir soverre as wat die pryse weer begin styg het, en dit natuurlik ook pryse raak van etlike ander kommoditeite, gas, kunsmis ensovoorts. Maar dan wil ek net die volgende sê. Ek dink die Amerikaners is nie moeilikheid. Die gedagte sou gewees het by die VSA om graag 'n skoon breek uit hierdie oorlogssituasie te maak. Met ander woorde, om 'n aanval uit te gevoer het op die 28ste Februarie, wat sou gelei het tot een of ander vorm van regeringsverandering. Daar was natuurlik 'n regeringsverandering, maar jy het wesentlik nog dieselfde regering met dieselfde ideologie, dieselfde ingesteldheid aan bewind. En dit was sonder enige twyfel nie die beplanning van die Verenigde State se regering of natuurlik van Israel dat dit die posisie moes gewees het nie. En nou sit hulle met hulle hande in hulle hare met 'n Iranese regering wat na 6 weke na die 28ste Februarie oor baie meer bedingingsvermoë beskik as wat enige iemand sou geraai het. Veral na so 'n enorme militêre aanslag wat daar van die Amerikaners se kant en natuurlik ook van Israel op hulle was. Nou, die oorlog was veronderstel om kort te wees, of dit nou 2 weke, 3 weke, 4 weke of 6 weke was, maar op hierdie stadium moes die Amerikaners uit die oorlog uitgewees het. Die verdraagsaamheidsvlak van die Amerikaanse publiek vir 'n oorlog is baie beperk. Dit is sommer baie gou wat 'n relatief kort oorlog eintlik beskou word as 'n lang oorlog, en ons is nou daar. Veral in die lig van die feit dat daar geen duidelike aanduiding is van hoe die VSA uit die oorlog kan kom nie. Iran het, wat my betref, om eintlik bietjie in die kort hare beet, want die blokkade wat tans gedoen word deur die VSA is op sigself, soos wat ek sopas 'n minuut gelede gesê het, tot die nadeel ook van die VSA se eie bondgenote en 'n verskeidenheid van ander state. Laat ek ook net die volgende sê. Ek lees raak orals dat Europese ondersteuners van die Republikeinse regering in die VSA afstand begin neem is van die huidige Amerikaanse regering en spesifiek van Trump,
Dit geld vir Farage, dit geld vir Le Pen, dit geld vir die alternatief vir Duitsland, Weidel, dit geld vir Meloni. Almal van hulle is besig om afstand te neem van Trump. So die ding is besig om met betrekking daartoe vir die Trump-regering tot groot nadeel te wees. Want in plaas daarvan dat daar 'n hegter samewerking behoort te wees, al die regse politieke partye wat as dit ware energie geput het uit uit Trump, uit die Trump-bewind, hulle neem nou afstand van hom. En dit is juis as gevolg van die oorlog, omdat hulle nie aptyd vir die oorlog het nie, omdat die oorlog in die aard van die saak ook tot hulle nadeel strek, en omdat dit na alle waarskynlikheid die linkse politieke partye in Wes-Europa bevoordeel, as gevolg waarvan die regse politieke partye verplig is om 'n noodsaaklike afstand ter wille van hulle self van die Trump-regering te neem. Jaco, ek wil net vir jou vra, ek dink op repliek op daai. Net twee goed, Prof Koos het nou genoem van die oorlog wat nou al reeds vir 'n paar weke aan is. Trump het wel gesê dat die oorlog omtrent tussen 4 en 5 weke gaan plaasvind. Hierdie is nou omtrent begin van week 5, dag 45. Die ander ding is dit nie maar in die bondgenote van byvoorbeeld Qatar, Saudi-Arabië se belang dat Iran nog meer verswak nie. Absoluut. En dan die China en Rusland, wat nou... Ja, heeltemal reg. Nee, ek sal graag wil reageer op wat Prof Koos sê, want ek verskil totaal en al daarvan. Ons het 4 weke gelede hier op hierdie bank gesit, toe het Prof Koos gesê, Amerika se missiele is besig om op te raak. Was 4 weke gelede, gaan kyk graag op YouTube. Presies 4 weke gelede, op Fokus het Prof Koos gesê, Amerika se missiele is besig om op te raak, is nie besig om op te raak. Amerika het baie slaankrag, hoor. Ons weet nie. Hulle het baie slaankrag, hoor. Prof het dit 4 weke gesê, hulle skiet nog al die pad, verstaan. Amerika het baie slaankrag, hoor. Nie, maar hulle het lank daarna nog geskiet, verstaan. So Amerika het baie slaankrag, hoor. En kies tog in rede val. Wat van Iran? Ja. Die Amerikaanse vooruitsig was dat Iran het 10% van sy vermoë oorgehou. Ja. Anderings op die oomblik is dat hy dalk 50% van sy vermoë kon oorhou. Dit is geen sulke aanduidings nie. Daar is die bronne wat die Amerikaanse vermoë baie hoog skat en die Iranse vermoë baie laag skat. Amerikaanse bronne. Prof Koos, gee my gou kans om te reageer asseblief. Ek sal graag kans wil hê, want Prof Koos raadpleeg sy eie anti-Amerikaanse bronne. Prof Koos is so in die anti-Amerikaanse bronne in die afgelope paar weke, verstaan dat Prof kies om mense soos Alexander Dugin en daai Russiese ekstremiste sulke mense aan te haal. So gee my kans om te reageer op wat Prof Koos gesê het. Die eerste bewering is dat die Amerikaners, daar's geen bewys daarvoor nie. Daar's geen enkele bewys daarvoor dat die Trump-administrasie gedink het hulle gaan 28 Februarie aanval. En die oorlog gaan maar net binne 'n dag of 2, 3 verby wees. Daar's geen bewys daarvoor nie, daar was geen so besluit gewees nie. Daar was geen aanduiding daarvan nie. Trump het herhaaldelik, en jy daarna verwys nou Pieter, verwys na die 4 tot 6 weke. Uiteindelik was die aktiewe konflik was daai 4 tot 6 weke gewees. Die aktiewe konflik het tot 'n einde gekom. Daar's tans onderhandelinge aan die gang. Amerika het vandag hierdie skuif gemaak wat Iran onder enorme druk gaan plaas. As enigiemand vir my op hierdie stadium wil oortuig dat Iran op een of ander manier in 'n sterk posisie is. Die Iranese is militêr omtrent vernietig. Die Amerikaners het oor die 100 vlootskepe van Iran heeltemal vernietig. Hulle het hulle lugmag vernietig. Hulle het hulle lugafweerstelsels vernietig. Daai kernaanlegte van hulle lê tans in puin. Hulle ekonomie verkeer in 'n enorme krisis. Nou sny jy hulle hawens af. Die Iranese ekonomie, soos wat ons vanaand hier sit, verkeer in 'n reuse krisis, verstaan. So om te beweer die Iranese is in 'n sterker onderhandelingsposisie as die Amerikaners, is net eenvoudig nie waar nie. Die Amerikaners om die waarheid te sê 'n hele aantal opsies tot hulle beskikking, en hulle het nou die een opsie op besluit, en dit is hierdie blokkasie van die Iranese hawens. Hulle kan die seestraat van Hormuz gaan beset, hulle kan aanvalle uitvoer op infrastruktuur, soos wat daardie opsie daar was, wat hulle baie sterk oorweeg het.
Hulle kan natuurlik 'n strategie uitvoer om gebiede in die suide rondom die Seestraat van Hormuz met soldate te gaan beset. Dit is 'n militêre opsie wat uitgewerk was en wat baie sterk oorweeg is deur die Amerikaners voordat die skietstilstand ooreenkoms bereik is. Maar as jy verwys na die Golflande, Saudi-Arabië en die kroonprins Mohammed bin Salman het gesê, maak hierdie ouens nou klaar. Dit is hulle probleem. Intussen het Saudi-Arabië in 'n paar weke se tyd sy Oos-Wes pyplyn volledig weer verbind en dan begin hulle olie uit te voer die afgelope paar dae vanuit die Rooi See. Olie wat altyd deur die Seestraat van Hormuz uitgevoer is. So die alternatiewe wat tans ontwikkel word om byvoorbeeld ook aan die ooste kant van die Verenigde Arabiese Emirate te begin uitvoer en deur Oman byvoorbeeld olie en gas te begin uitvoer. Daar's 'n hele klomp opsies wat daar op die tafel is en waarna gekyk word. Die Iranese se spel, dit wat die Iranese doen, en dit praat ek van daardie selfde regime wat in Januarie meer as 30.000 mense op straat doodgeskiet het, verstaan. Daardie regime wat 'n mens nie kan verdedig nie, en wat ongelukkig te veel verdedig word. Daardie regime se standpunt, se strategie, sy enigste strategie wat hy oor het, is om met elke moontlike manier dit wat nou in plek is uit te rek. Want hoe langer jy dit uitrek, hoe langer is die oliepryse hoog en solank soos wat die oliepryse hoog is daar internasionale druk, né? Is daar internasionale ekonomiese pyn en druk wat almal aanvoel, wat Suid-Afrika ongelukkig en almal ongelukkig aanvoel. Oor Europese bondgenote, ek dink eerlikwaar dit doen niks aan Donald Trump sy administrasie en die regering wat die AfD in Duitsland dink. Die AfD is irrelevant, hulle is nêrens 'n regering nie. Hulle het geen mag nie, hulle het geen invloed nie. As die AfD en Alice Weidel skielik besluit sy hou nie meer van Donald Trump nie, gaan hy waarskynlik sê, wel, te hel hiermee, ek gee nie om nie. Daar's geen invloed nie. Nigel Farage het geen invloed. Hy sit met 5 parlementslede in die Britse parlement met meer as waar daar meer as 600 parlementslede is. Nigel Farage het geen invloed nie. Marine Le Pen loop met 'n enkel ding om haar verstaan. Sy kan nie volgende jaar staan vir presidentskandidaat nie. Haar party het nie invloed in die Franse politiek nie. Die Amerikaners is die invloedryke persone. So jy kan nou sê van Donald Trump wat jy wil. Die realiteit is dat die Amerikaners steeds hier die strategie beheer. Die Amerikaners is in beheer van wat hier volgende gebeur. Dit is hoekom Keir Starmer van Brittanje dit veilig speel, versigtig speel, baie versigtig is op hierdie stadium. Kyk wat sê Friedrich Merz, die Duitse kanselier die afgelope week of 2, baie versigtig hoe hulle reageer, want hulle weet hulle gaan met die Amerikaners se pad hierna moet stap. So wat ook al 'n mens van Donald Trump en van die Amerikaners sê, die Amerikaners gaan uiteindelik hier 'n oplossing moet bewerk. Hier moet 'n oplossing gevind word hiervoor. En die beste oplossing op hierdie stadium is 'n onderhandelde skikking. En mense kan nou watter kant toe redeneer, waarom sal Iran die reg wil hê om 'n kernwapen te vervaardig. Dis al wat uitstaande is. Die Amerikaners, om die waarheid te sê, so baie toegewings gemaak die naweek in daai onderhandelinge, dat dit eintlik baie goed met Iran kan gaan as jy so 'n ooreenkoms soos hierdie kry. As hierdie sanksies opgehef word en die hoeveelheid fondse en bates van die Iranese wat tans bevries is in westerse lande word teruggegee aan die Iranese, kan hier eintlik 'n geweldige stimulerende effek wees op die Iranese ekonomie. Wat ek dink ook goed is. Ek sal dit graag wil hê vir die Iranese burgers. My simpatie lê baie sterk by Iranese burgers wat al sê dit 1979 deur 'n regime met geweld onderdruk word. Maar dit moet nou deur 'n ooreenkoms bereik word, verstaan? En uiteindelik sien ek nie 'n ander pad die dan nou maar druk te plaas soos dit wat Amerika vandag gedoen het. Al lei dit ook nou weer tot hoë oliepryse en korttermyn pyn vir die hele wêreld nie, maar ek sien nie 'n ander opsie as Iran nie gaan instem nie, dat daar dan nou maar hard druk op hulle geplaas moet word om wel tot een of ander skikking in te stem nie. Prof Koos, ons net 'n vinnige breek vat. Ek wil graag genoeg tyd vir Prof Koos gee om repliek te lewer op hierdie. Ons is net hierna weer terug. Welkom terug by die program Fokus. Ek is Pieter Kloete. My gaste vanaand is Prof Koos Malan en ook Jaco Kleinhans. Prof Koos, u repliek op Jaco. Jaco, in die eerste plek, hier moes nie onderhandelings gewees het nie.
Amerika moes Iran van die kaart afgevee het. Dit was die vooruitsig. Nou is hier in hierdie situasie dat hulle sit hier in 'n skaakmat situasie teenoor mekaar. Was nooit die vooruitsig Die nie. Amerika Was nooit die strategie, was nooit die doel om Iran van die kaart af te vee. Iran is 1.4 keer so groot soos Suid-Afrika. Wie sal nou Iran van die kaart af wou vee? dit gaan nie oor dit gaan oor die verwydering van die regering, die vernietiging van die militêre vermoë, Ja, die dis vernietiging van die kernvermoë. Dis korrek. En dat ek net vir jou dit sê. Dis herhaalde kere wat die VSA homself misgis met die vermoë van Iran. Verlede jaar met Midnight Hammer het Trump daarop aanspraak gemaak dat die kernvermoë is totaal vernietig. Die kernvermoë is inderdaad nie totaal vernietig nie. Trump het nog gepraat. Die keer is dit weer dieselfde storie. Nou blyk dit selfs na al hierdie aanvalle is die kernvermoë nie vernietig nie. En moet hulle noodwendig met hulle praat en moet hulle inderdaad 'n toegeeflike of 'n tegemoetkomende houding gebruik, die woord waarop ons nou besluit het. Dis die eerste ding. Die tweede ding, die opkomende bondgenote van die Republikeinse party van MAGA aan die een kant teenoor die regse politieke partye aan die ander kant. Hulle is bondgenote van mekaar, die wat ek genoem het. En dit sal nou een ding om te praat van die geringe invloed wat Nigel Farage het ensovoorts, maar die peilings dui daarop dat dit die sterkste opkomende faktor, jy weet dit beter as ek, is die sterkste opkomende faktor in Engeland, ten minste in Engeland, al is dit nou nie die totale Brittanje nie, maar Engeland wat die grootste faktor in die Britse politiek is. So, hulle is heg, hulle het mekaar ontvang, Trump en Farage, van die begin af, van Trump se eerste bewind af. So, Maar dit het geen invloed tans op die politiek nie. Op internasionale politiek het dit geen invloed dis nie nie. die punt nie. Die punt is dat vir doeleindes van die toekoms moet jy nie jou potensiële bondgenoot nie, jou daadwerklike bondgenote met wie jy regtig uitdruklik getoon het dat jy hegte bande het, dat jy dit koester, jy nie hulle vervreem nie. Net nou die dag ons het daaroor gepraat. Julle het verlede week daaroor gepraat. In een van die Wes-Duitse lender het vir die eerste keer die alternatiewe Duitsland 20% van die stemme gekry in teenstelling met 'n vorige 8. Dis nie mense wat jy van jou moet vervreem nie. Dis nou presies wat hier gebeur. Wat staan nog die vervreemding van die regerings en wat inderdaad gebeur. Dit mag so wees dat 'n baie diplomatieke benadering gevolg word deur die regerings, maar dis 'n diplomatieke benadering op grond daarvan dat hulle relatief swak is, dat Amerika sterk is, maar dis nie op grond van een of ander gemeenskaplikheid met betrekking tot lewensbeskouing of ideologie nie. So die Verenigde State onder Trump, onder daai regering is besig om die algemene regsgesinde westers geïnspireerde bondgenootskap waarvoor daar soveel belofte was 'n jaar en 'n bietjie meer gelede. Trump is besig om dit te vernietig. Dis die probleem. Ek wil ook net die volgende sê. Dis een ding om te sê dat anti-Amerikaanse bronne. Ek is nie anti-Amerikaans nie. Allermins. Maar wat mense van gebruik maak, jy ken dit, dis my verhaal die hele tyd. Jy moet kyk na al die potensiële getuienis. Al die getuienis wat daar is. En van die getuienis is doeteenvoudig nie getuienis wat kom uit 'n pro-MAGA of 'n pro-Trump bron nie. Trouwens, wat gebeur is dat daar toenemende aantal MAGA bronne is wat ernstige kritiek lewer op Trump. Soos wie? Soos 'n hele klomp van die podcasters. Soos wie? Wat is sy naam nou? Help my met sy naam asseblief. Jy gaan my help. Tucker Carlson. Soos Tucker Carlson. Of Koos Tucker is so mal, hy's gek, Tucker. Tucker is knettergek. Enigiemand sal dit vir jou sê. Die veroordeling van Tucker die afgelope tyd, die rasisme wat Tucker Carlson ontbloot het. Tucker Carlson hy's in die Russiese samensweringsteorieë in. My vraag eintlik Prof Koos is of jou draai teen Trump, want jy het lynreg gedraai teen Trump in die afgelope 2 maande, né? Jy was 'n reuse Trump ondersteuner geweest, of dit nie te maak het met jou pro-Russiese sentimente nie, Prof Koos. Jaco, allermins. En wat jou vraag, is 'n malafide vraag. Ek sê jou sê hoekom. In die eerste plek, ek het 'n hele klompie artikels geskryf. Waarin ek gesê het dat waarmee ons te doen het in Amerika na Trump se tweede bewindsoorname begin van verlede jaar, was die begin van wat ek genoem het 'n paleo westerse
revolusie, oftewel in 'n onlangse artikel 'n paleo-westerse renessans, né? My lojaliteit was nooit in die eerste plek ten gunste van Trump nie. In daai artikels het ek dit pertinent gesê. Onder andere het ek geskryf dat Trump kan nie 'n behoorlike 'n behoorlike toespraak, hy kan nie 'n behoorlike argument voer nie en hy kan nie. So my probleem is dat Trump, dis hoekom ek teen Trump, as jy wil sê, gedraai het. Dis hoekom ek 'n ander sentiment teenoor Trump ontwikkel het. Trump is onvoorspelbaar en Trump staan dislojaal teenoor MAGA. Ek het dit vir jou gesê hier, jy was baie kwaad vir my gesê. Nee, maar dis onsin. Dis nie Nee, eenvoudig dis nie waar onsin nie. nie. Trump is so konstant soos kan kom. Trump is die laaste 10 jaar presies dieselfde Trump mens. is allermins konstant. Die MAGA gedagte Is Alice Weidel van Duitsland 'n paleo-konservatief? Is Marine Le Pen van Frankryk 'n paleo-konservatief? na alle waarskynlikheid baie na daaraan. Maar Marine Le Pen is ongelowig. Alice Weidel is 'n lesbie. Ek wil wel ek dink die gesprek gaan so 'n bietjie verder weg van die Iran en die FSA waaroor ons gefokus het. So Ons moet tog net hierdie situasie hanteer. Dis nie, ek het nie gepraat van paleo-konservatief nie, baie spesifiek. Ek het gepraat van paleo-westers. Dit gaan onder andere na die herontdekking van die oudste bronne van die westerse beskawing. Baie daarvan het niks te doen met konservatisme van die afgelope tyd, byvoorbeeld sedert die Tweede Wêreldoorlog nie. Ek sal op sterkte daarvan met die grootste gemak argumenteer dat jy inderdaad hier met in persone wie jy genoem het, dat jy inderdaad met paleo-westerse mense te doen het. Die MAGA, laat ek net dit sê, die grondslag van MAGA, ten dele van die grondslag daarvan is, en daarmee was Trump hulle baie suksesvol, was om die ver linkses te stuit. Die gekheid wat in die Verenigde State in die gang was te stuit. Daarvoor haal ek my hoed af vir Trump en al die mense rondom hom. Maar 'n baie belangrike ding van MAGA was om nie vir mense voor te skryf, aan ander state voor te skryf, buite die westerse beskawing, wat hulle beleid behoort te wees nie. Was om af te wyk van hierdie gedagte van 'n voorskrif met betrekking tot hoe julle beskawing daaruit behoort te sien. Onder andere het Trump juis ook goeie betrekkinge aangeknoop, relatief goeie betrekkinge aangeknoop met Rusland. Nou, ek het geen besondere trek tot Rusland nie. Vir die doodeenvoudige rede, ek is 'n westerling in my murg en been, en Rusland is allermins westers. Maar die laaste ding wat ek gaan doen is om van Rusland te probeer 'n westerse land maak. Dit sou heeltemal strydig wees met die MAGA sentiment, in gevolge waarvan daar 'n diep erkenning is vir die ander beskawings met 'n ander tradisie wat 'n totaal ander sienswyse het wat jy hoegenaamd nie eers verstaan nie. En wat gebeur het die afgelope tyd is dat MAGA, al is dit MAGA mense, het ongelukkig teen die MAGA sentiment ingegaan deur die beleid wat toenemend gevolg word. Laastens net dit. As jy dat die 90% van Trump se ondersteuners tog by hom is. Pieter, ek weet nie of ons die hele program met by Prof Koos anti-Trump argumente nie. Dit is nie anti-Trump nie. Jy beskryf dit heeltemal verkeerd. Anti-Trump is 'n emosionele vertolking. Prof Koos, jy het op Pretoria FM nou die dag gesê Trump is besig om seniel te raak. Ek dink jy beweer Trump is besig om seniel te raak. Dis ek dink nie onsin. ek het gesê hy raak seniel nie. Ek dink nie was my woorde nie. Maar Hierdie woord seniel gebruik. Maar die soort van goed wat Trump kwytraak. Die soort van goed wat hy die afgelope tyd geraak het. Dis dieselfde as wat hy 10 jaar terug gesê het. Dis totaal onbehoorlik. Ek het 10 jaar terug al 'n rapport geskryf, is onbehoorlik. Maar Trump het 10 jaar terug homself te goed gesê. Hy raak toenemend erger. Niks erger as 10 jaar in die terug. sin dat hy 'n groter en groter verleentheid raak vir die mense onmiddellik rondom hom. Wat Trump behoort te doen, hy behoort te luister na die mense wat onmiddellik in sy nabyheid is, soos sy visiepresident, soos sy minister van buitelandse sake wat vir hom gesê het, luister, hierdie ding laat jy beïnvloed word deur Netanyahu om in hierdie oorlog in te gaan. Die assessering, die beleidsassessering, die sekuriteitsassessering is fundamenteel verkeerd. Rubio het die woord gebruik bullshit. Nou, dit was bullshit. Dit was wat dit was. En in weerwil daarvan het Trump in die oorlog ingegaan. Dis hoorsê, Prof Koos. Dit is nie, jy baseer dit als op hoorsê. Dis van die Dis nie New York Times se Dis hoorsê. van die beste moontlike. ek wil wel die gesprek net hierso, ons moet gou vinnig 'n breek vat. Ons is net hierna weer terug, bly ingeskakel.
Welkom terug by Fokus, waar ons kyk na die grootste stories van die afgelope week. Ons moet ongelukkig aanbeweeg en Jaco, as jy miskien ook net vir ons so vinnige oorsig kan gee van die hele Israel aanval en Libanon teen Hezbollah wat tans daar aangaan. Ja, kyk, die ding is, hierdie twee konflikte hou eintlik met mekaar verband natuurlik, dit weet ons nou, maar ek dink daar's 'n sterk gevoel internasionaal en ek dink eintlik maar by al die partye betrokke, veral Amerika, dat om die hele Iran-konflik op een of ander manier opgelos te kry, sal hierdie stryd in Libanon moet ophou. Daar kan nie jy kan dit ook nie heeltemal maar net in isolasie sien. Jy kan nie sê nee, maar jy kan dit volledig onderskei van die res nie. Dis hoekom môre in Amerika onder die Amerikaanse inisiatief dan nou gesprekke is om 'n skietstilstand ooreenkoms te probeer bereik. Daar was ewige gevegte vandag nog gewees. Israel het 'n groot hoeveelheid soldate ingestuur. Dis nie meer net daai lugaanvalle wat ons almal die beelde van gesien het nie. Israel beset eintlik 'n deel van suidelike Libanon op die oomblik, omdat dit is die gebied van waar Hezbollah dan nou aanvalle uitgevoer het op Israel. Maar dit het natuurlik 'n reuse krisis in Libanon veroorsaak, 'n vlugtelingkrisis. Daar's al baie mense dood, daar's reuse skade aan infrastruktuur aangerig. En dan bly die Hezbollah-Iran verband wat altyd dis 'n plofbare situasie bly. So ek dink dit is wel belangrik dat môre se gesprekke in Amerika moet slaag, dat daar ten minste 'n skietstilstand ooreenkoms ook in Libanon moet kom, vir die ander proses om enigstens te slaag. Maar ja, letterlik in die afgelope paar uur was daar nog ewige gevegte. Ek dink die ding wat wel besig is om te verander is dat jy beter as in die laaste, wil ek sê, 10-15 jaar ten minste tans 'n redelike goeie en stabiele regering in Libanon het. 'n Regering wat verbind is daartoe om die land vorentoe te neem, uit te neem onder die swaar invloed wat Hezbollah vir jare gehad het, wat regtig destabiliserend in Libanon was. Hulle het letterlik reuse politieke en militêre invloed in Libanon gehad. En as jy 'n regering kan kry wat ernstig is oor die ontwapening van Hezbollah, dan dink ek sal dit goed wees vir die land om ook vorentoe te beweeg. Daar is jy weet, daar's soveel mense verspreid vandag reg oor die wêreld wat uit Libanon uitkom, Libanese wat jy oralste vind, wat eintlik maar oor jare as gevolg van hierdie voortdurende stryd gevlug het. Nou ja, en die afgelope paar dae se konflik gaan bydra tot daai krisis vir daai land wat eintlik maar in die afgelope jaar nou met 'n soort heropbouproses begin het. Dan het die DA hulle Federaal... Kan ek net gou kommentaar oplewer? Dis welkom. Ek hoop van harte dat die onderhandelinge môre slag. Maar tegelykertyd is dit natuurlik so dat Iran daarop aandring dat daar 'n skikking moet kom. Eintlik is die Verenigde State ook onder die druk van Iran dat om te sorg dat daar druk uitgeoefen word op Netanyahu om te skik. So weer eens is dit 'n kwessie van Amerika wat hom in 'n ding inbegeef het waar ander partye, in hierdie geval Iran en Israel, as dit waarom aan die kort hare beet het, anders kan hulle nie behoorlik skikking kry in Iran nie. Kom ons laat dit daar. Die DA se federale konferensie was die naweek in Midrand gehou. Prof Koos, dink jy Jordan Neal Lewis gaan 'n baie goeie DA-leier wees? Dit is my baie moeilik om te sê. Hy het twee goed wat ek kan sê in sy guns. In die eerste plek het hy baie goeie politieke opleiding gehad, as dit ware. Onder die leiding van Helen Zille, wat die hele program in die DA geloods het, dekade of meer gelede al, waarin hulle jong leiers opgelei. Dis die eerste ding. Sy prestasie is klaarblyklik goed. Hy is iemand van selfvertroue en so aan, wat homself baie goed kan handhaaf. En dan in die tweede plek het hy natuurlik in Kaapstad as die burgemeester eintlik reeds 'n baie goeie rekord opgebou wat ek dink om in 'n goeie posisie plaas. Ek dink nie daar's enigiets wat mens kan sê op sterkte waarvan jy vooruitsig kan hê dat hy nie kan slaag nie. Inteendeel, dan voorts is dit so dat die DA het 'n uitstekende kongres gehou, daar's geen twyfel daaroor nie. Die partyleiding is sub 45-jarige ouderdom leiding. Dit is interessant dat vanuit 'n DA-beskouing, wat 'n liberale beskouing is die party geweldig goed op dreef. Sy leierskorps bestaan uit swart mense, bruin mense, wel eintlik is daar 'n bietjie gebrek aan bruin mense om die waarheid te sê, maar swart mense, Indiërs en dan natuurlik Engels sprekende blankes en 'n beduidende aantal Afrikaans sprekende mans. So jy daai mengsel en vanuit 'n DA oogpunt beskou is dit 'n enorme sukses.
So die DA is inderdaad goed op dreef. Sy leierskorps is duidelik van enorm beter gehalte as waarskynlik enige ander politieke party, maar baie belangrik met inbegrip ook van die ANC. Ja, goed, twee dinge het vir my uitgestaan. Ek weet Prof Koos nou gesê dat die DA is eintlik baie liberaal wat hulle eintlik is nog altyd. Maar Helen Zille het nog 'n opmerking gemaak en ek dink dit was in die rapport gewees van Sondag, as ek dit nie mis het nie, waar sy gesê dat hulle staan nie vir die ver regses nie, maar ook nie vir die ver linkses nie. Hulle wil daai middeweg vind. Dis die een vraag en die ander vraag is DA beweeg, ek weet baie van die leiers is baie jonk. Ek weet Jordan Loos is maar wat 39 jaar oud, Celie Brink, Solly Msimanga wat ook nou ingestem is in die federale raad, is almal eintlik nog redelik jonk. Saropen is 37. Ja. Ja, heeltemal korrek Pieter. Die punt wat jy maak, ek het die kongres bygewoon, so ek was die 2 dae wel by die kongres. Ek het self met al die mense interaksie gehad. Ek het goeie gesprekke gehad met van John Steenhuisen en Helen Zille af tot Dean McPherson en Willie Oukamp en natuurlik die nuwe leier George Lewis. Ek het vandag nog met hom vinnige kontak gehad. Hy's 'n indrukwekkende figuur vir verskeie redes. Is 'n beroepspolitikus, moet 'n mens ook by sê natuurlik. Nou sy loopbaan is in politiek. Hy het jonk in die politiek begin, op grondvlak georganiseer as student. Hy het in die Kaap as student betrokke gewees by die aanvanklike studentebeweging van die DA, uiteindelik raadslid geword, opbeweeg in die range van die stad van Kaapstad. Uiteindelik 'n ander DA-burgemeester uitgeknikker, 'n sittende DA-burgemeester uitgeknikker om burgemeester te word. 'n baie suksesvolle burgemeester die afgelope tyd gewees en daaroor kan 'n mens nou, daar's baie maatstawwe waar jy kan verskil. Ek weet daar's mense wat van my sal verskil om te sê ja, maar die heffingsrekeninge in Kaapstad het geweldig gestyg. Dit is alles baie waar. So ek probeer nie beoordeel, ek is nie iemand wat in Kaapstad woon nie, ek beoordeel dit bloot om te sê is daar 'n beter regering in Kaapstad as in enige ander stad in Suid-Afrika en ek wil sê ja by verre. Kaapstad word net by verre baie beter regeer as Pretoria of Johannesburg of Bloemfontein of Port Elizabeth of Durban, verstaan. Dis 'n gegewe, so hulle het 'n stabiele regering en mense wat in Kaapstad woon sal oor baie dinge kla, soos hoë heffings en belastings, maar hulle gaan ook vir jou sê, ons paaie is die beste, ons het altyd water, wat skoon is, jy kan water uit 'n kraan uitdrink in Kaapstad, die vullis word verwyder. Daai soort van so Jordan Lewis was daar suksesvol. Wat ek die naweek gesien het by die DA se kongres is 'n party wat 'n hoogtepunt van organisatoriese vermoë ontwikkel het. 'n Absolute hoogtepunt. Hulle kry die meeste skenkings en donasies nog ooit. So hulle het reuse donateurs agter hulle. Hulle sit met 'n enorme organisasie wat nou 'n behoorlike diepte het, wat met ander woorde so 'n groot kongres kan reël, wat een van die grootste partykongresse van enige politieke party nog in Suid-Afrika die naweek was. So dis 'n party, ek het gepraat met mense van, daar was afgevaardigdes van Europese partye, van die FDP in Duitsland en van die VVD in Nederland en die Lib Dems in Brittanje en so aan, en hulle almal sê die DA se organisasievermoë is in veelvoude beter as enige van hulle partye is. Dit is so indrukwekkend, hulle wil eintlik daarna kom kyk. Ek dink die uitdaging is dat die DA sit met hierdie suksesvolle organisasie, hierdie kapasiteit, hierdie vermoë, die befondsing, die strukture, maar hulle breek nie deur na nuwe kieserskorp so goed soos wat hulle wil nie, en hulle het 'n risiko om selfsekere kiesers te verloor. So ek wil net daai 3 punte uitlig. Die een is daardie groot hoeveelheid swart mense wat nie gaan stem nie, waarvan sommige in peilings wys, en daar's 'n nuwe peiling verlede week uit, ek dink van die Social Research Foundation as ek reg onthou, wat daarop dui dat uit 'n 3,5 miljoen swart mense, so wat 60% sê hulle is bereid om vir die DA te stem. Hulle sal dit oorweeg, maar die DA kry nog nie daai stemme nie. En dan sit die DA met 'n risiko van sommige minderhede wie se stemme hulle die afgelope tyd intussen verkiesings verloor het. Sommige plekke Afrikaner stemme, sommige plekke bruin stemme. Ek dink die risiko by die bruin stemme in die Wes-Kaap, dele van die Oos-Kaap en Noord-Kaap is riskant. Ons het gesien wat die PA doen met tussenverkiesings. Die DA het daar groot werk om te doen. George en Lewis het daar groot werk om te doen. Interessant, dis 'n baie demokratiese kongres. So hulle kies hierdie leiers almal demokraties. En daar was dit vir my nogals 'n skok geweest dat Dr. Ivan Meyer uitgestem is uit leierskap.
Kaap. Iemand wat ek baie goed ken, ek ken hom baie jare, ek het heerlik saam met hom gesit en koffie drink by die kongres daar in Midrand die naweek. Hy's iemand wat sterk voel oor Afrikaans, hy is iemand met 'n sterk soort konservatiewe agtergrond. Hy is in my opinie die suksesvolste provinsiale minister van landbou in die land by verre. Hy het 'n ongelooflike strategie met Back and Close om dit onder beheer te kry in die Wes-Kaap. En hy is die een bekende bruin leier in die DA en hy's uitgestem die naweek deur daardie kongres en deur Solly Msimanga vervang. So dit was my wel 'n interessante skuif en ek kon die teleurstelling by die groot hoeveelheid bruin afgevaardigdes veral uit die Wes-Kaap duidelik sien op die ek het daar gestaan toe daardie resultate aangekondig word. So ek dink Jordan en die party Jordan het groot werk om te doen om die plattelandse breinkiesers terug te kry by die DA. Kyk, hy het grootliks daar geslaag in Kaapstad. Hy het die breinkiesers van Kaapstad wel agter hom. Maar 'n plattelandse kiezer lyk anderste. Dink anders, tree anders op, reageer anders op politieke impulse. Daar die DA 'n groot werk om te doen voor die volgende verkiesing. Ons moet afsluit. Prof Koos, wil jy nie praat oor Hongarye nie? Nee, ek Kan maar vir Jaco gerus vir vra. Jaco, ja. Jaco, net om af te sluit, net so vinnige oorsig oor wat gebeur het in die verkiesing met Pieter Magyar wat natuurlik nou die verkiesing gewen het. Ja, dis opskudding gewees, 'n reuse politieke opskudding vir Europa, né? En ek vra my hoekom 'n landjie met 9.5 miljoen burgers, klein land, een van die armer lande in Europa, maar die rede is baie eenvoudig. Viktor Orbán. Vir 16 jaar was Viktor Orbán eerste minister. Hy was in totaal nou al 20 jaar eerste minister van Hongarye, want hy was ook in die laat 1990s eerste minister vir 'n tyd. Hy het nie net Hongarye gedomeineer vir jare nie, maar hy het 'n reuse rol in Europese politiek gespeel. Nou, hy was altyd 'n teenvoeter binne die Europese Unie, eintlik binne die Europese Raad, wanneer daar gepraat is oor die opwenteling van magte, eintlik die sentralisering van magte in Brussel. Viktor Orbán het daarteen teruggestoot en homself baie ongewild gemaak by Ursula von der Leyen en by Emmanuel Macron en al hierdie mense. So Viktor Orbán het homself onderskei binne Europese politiek, maar dan ook ideologies. In 'n tyd waar Wes-Europa veral baie liberaal geraak het Orbán Hongarye eintlik ingerig as 'n soort van konservatiewe, patriotiese, nasionalistiese land met byna geen immigrante nie. As jy deur Hongarye reis, wat ek nou al baie gedoen het, sien jy geen immigrante nie. Dis 'n homogene land. En jy sien dit nêrens in Europa omtrent meer nie. Nou, jy moet na bitterarm Balkanlande toe gaan om dit miskien nog te sien. Maar Hongarye is 'n homogene land, anti-immigrasie. Hulle het ook die hele vraagstuk rondom die oorlog in Oekraïne anders hanteer. En daardeur het Orbán natuurlik 'n bondgenootskap gehad met president Donald Trump in Amerika. Hulle is sterk vriendskap tussen hulle gewees en dan ook met regse leiers reg deur Europa. So al hierdie mense het 'n bondgenoot verloor. Ek dink die rede waarom die kiesers in Hongarye so skerp geswaai het, want dit het nog nooit gebeur nie, né? So, want jy het 'n 2/3 meerderheid Orbán-Fidesz gehad, wat nou geswaai het na 'n 2/3 meerderheid vir 'n party wat gister nog nie een setel in die Hongaarse parlement gehad het, 'n nuwe party. Ekonomie. Hongarye se ekonomie is nie in 'n goeie plek nie. Hulle het die hoogste werkloosheid in 10 jaar. Verlede jaar het die ekonomie met 0,4% gegroei. Daar was inflasie nou wat baie hoog was vir 6 jaar. Die gemiddelde Hongaar gaan vir jou sê, ek was verlede jaar daar, hulle kry swaar, die Hongare. Soos in baie lande stem mense rondom ekonomiese kwessies. En dan die man wat verkies is, Pieter Magyar en sy TESA-party is 'n sentrumregse party. Magyar is 'n man wat elke Sondag in die kerk sit. Hy's 'n konservatiewe persoon en baie voormalige Orbán-ondersteuners het dus gevoel, ons is ongelukkig met Orbán, hy's te lank hier, daar's dinge wat verkeerd gaan, daar is maar 'n bietjie korrupsie, en hierdie is 'n maklike skuif om te maak. Dis nie asof ek nou skielik vir 'n linkse party moet gaan stem nie, ek stem net vir 'n minder regse Hy kom party. uit die Fidesz uit. Hy kom uit Fidesz uit, presies dit, ja. Nou ja, dit is dit vir vanaand se program. Baie dankie Jaco Kleinhans, hoof van internasionale skakeling by Solidariteit en Prof Koos Malan, 'n genoot by Sakeliga. Tot volgende week. Okay.